Ons is besig met Genesis en ons gaan die nooi om saam met ons te blaai na Genesis hoofstuk 6 vers 13 tot en met vers 22. Dis die gedeelte wat ons vanoggend hanteer. Ek hoop jy het agtergekom teen hierdie tyd dat ons die verhale wat vir ons neergeskryf is in Genesis, net soos die skepping, is die verhaal van Noag nie sommer maar net 'n verhaal wat ons vertel vir die kinders nie, dis iets wat gebeur het. Dit is histories, feitelik wat die Bybel dit vir ons vertel. Die Here verwys daarna in die Nuwe Testament. Ons glo die Bybel is letterlik soos wat dit daar vir ons neergeskryf is. Daar is mense wat sê dis maar net 'n verhaal. Jy moet dit vergeestelik, as baie van die dinge wat hulle so wil doen. Ons glo dit as histories akkuraat. Ons gaan vers 13 tot 22 lees en ek lees vir julle dit voor uit die ou Afrikaanse vertaling. Dit klink so. En God sê vir Noag: die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. So moet jy dit maak. 300 L die lengte van die ark en 50 L sy breedte en 30 L sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping maak. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte, en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte. 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. En jy neem vir jou van al die voedsel wat geëet word en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien. En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Dis tot daar wat ons saam lees in die woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam. Ons nader tot die troon van genade. Ons groote en aanbiddelike God, ons wil saam met die profeet Jesaja uitroep en sê, geen een is soos U nie, Here. U is groot en U naam is groot in krag. Wie sou U nie vrees nie, o koning van die nasies? Dis betekenisvol in ons dag, dat U die koning van die nasies is. U is waarlik God. U is 'n lewende God, 'n ewige koning, en U troon staan vas tot in alle ewigheid. U leer ons om U te prys. U leer ons wat dit behels om U te aanbid. En ook wanneer ons kom by gedeeltes soos hierdie wat vir ons miskien bekend is, wil ons nie dat die bekendheid daarvan ons beroof van dit wat ons moet leer, dit wat ons moet sien in hierdie gedeelte nie. Ons wil graag weet dat U ons geestelik voed, dat U ons geloofslewe onderhou deur U woord, deur die Heilige Gees wat die Bybel se waarhede gebruik in ons lewe. Sal U ons daardeur opbou, stig, dat ons U kan ken, dat ons U kan vertrou. Ons het verskillende uitdagings in ons dae. Ons lewe in tye van
opwinding met al die gebeure in die wêreld, en terwyl ons dink aan die oorloë waarvan ons hoor, almal van ons sekerlik bewus van dit wat in Israel aan die gang is, wil ons bo alles u hand afpleit, u hand van genade, algemene genade. En ons wil vra dat u in al hierdie dinge verheerlik sal word, en dat dit maar net die legkaart sal wees wat in plek sal val, vir dit wat ons verstaan as die groot gebeurtenis waarvoor die wêreld wag. En ons praat van selfs die natuur met 'n reikhalsende verwagting, sê die Bybel, smag dat die openbaarmaking van Jesus Christus. Ons wil bid dat u plan, soos wat u dit bepaal het, ten uitvoer sal kom. Maar bo alles dat ons hierdie dinge wat ons vanoggend gaan hoor en ook die res van u woord, dat ons dit sal gebruik om gereed te wees. Dat ons nie onkant betrap sal word nie, maar dat ons sal wag vir u koms. Gereed, voorbereid, ons lampe vol olie, wagtend op die bruidegom, die hemelse bruidegom. Seën ons daarom, Here, ons is hier, ons wil graag hoor, ons wil gevoed word uit u woord. Seën ons, hoe eenvoudig dit ook al mag wees. Praat u met ons, u diensknegt en u diensmaagd luister. Amen. Ek onthou 'n hele klompie jare gelede, ek was op hoërskool, en ek kan nie presies onthou of dit standaard 6, dit was nog die tyd van standaards, standaard 6 of 7 iewers het ek 'n taak gedoen oor die ark, oor Noag se ark. En daar was altyd met my, as ek 'n voordrag moes gee, of as ons een of ander taak moes doen, was daar altyd in my hart die begeerte om my geloof in die Bybel waar te maak en dit te bewys. En ek onthou hierdie taak het spesifiek gegaan rondom die historisiteit van die ark. En ek kan nie die feite onthou nie, ek het nou nie weer alles gaan navors nie. Dit wat die Bybel sê kan ons glo. Die feitelike oordra van hierdie boodskap moet wees, nie soos wat ons dit dikwels doen aan die kindertjies. En as jy nou dink aan die kinderverhale, die ark wat eintlik belaglik voorgestel word, dit is hoegenaamd nie hoe dit was nie. Die ark was beslis groot genoeg om 2 van elke soort van die diere te kon dra. 2 van elke soort, dis waar die gedagte berus. En ja, ons gaan nou nie baie daaroor praat nie, maar dis heel moontlik en bepaald so dat daar ook dinosourusse op die ark was. Nie noodwendig die grootstes wat hulle kon kry nie, maar soos wat Ken Douwen by geleentheid gesê het, wat belangrik was net, is dat Noag 'n bloue en 'n pinke moes saamvat. Dit sal later nodig wees. Want daar moes 'n mannetjie en 'n wyfie wees van al die verskillende soorte. Die ark, ongeveer die vorm van 'n skoenboks, vierkantige boks, ons gaan later meer daaroor sê, het 'n opening gehad aan die bokant, 'n L, en ons gaan heelwat met 'n L te doen kry. 'n L was 'n algemene maat in die Bybelse tyd, so lank soos wat jou hand, jou voorarm saam met jou hand was. Dit was 'n mate wat hulle gebruik het in die Bybelse tyd. Dit maak dit 'n bietjie moeilik. So dan praat ons van ongeveer soveel meter of ongeveer soveel vir die Amerikaners voet, maar ons is nou in die meters. So ongeveer 18 duim was die opening aan die bokant. Daar was 'n dak bo-op. Ek glo nie dit was 'n koepeldak nie. Dit kon 'n plat dak gewees het, maak nie saak nie. Jy moes net die reën uithou en die opening was nodig vir lig en lug, suurstof vir al die lewe daar binne. Die gemiddelde grootte van 'n landdier, is een van die feite wat ek kan onthou van hierdie taak wat ek gedoen het. Die gemiddelde grootte van 'n landdier word bereken op die grootte van 'n skaap. Min of meer. En as jy die mates van die ark neem, dan sê die kenners, die ark kon omtrent 136.560 skape huisves met die helfte van sy kapasiteit, wat dan vir jou nog plek gee vir die kos en vir die mense. Dis nou Noag en sy vrou en sy 3 seuns en hulle vroue, alles wat hulle moes saamneem. Ek glo nie hulle het water saamgevat nie. Daar was heel moontlik genoeg water aan die buitekant van die ark, maar daar sou selfs plek gewees het genoeg vir water as hulle dan op een of ander manier reservoirs moes saamneem. Daar was genoeg plek op die ark. Dis die punt wat ons maak. Wanneer jy 'n verklaring in 'n kommentaar van dit wat die Bybel vertel in Genesis in die Nuwe Testament sien, van een of ander gebeurtenis of een of ander persoon, en jy sien daar is kommentaar deur die apostels in die Nuwe Testament oor so 'n persoon of oor iets wat hy gedoen het,
dan is dit die moeite werd om so 'n karakter of gebeurtenis te bestudeer en daarna te kyk. Die kommentaar waarna ons hoofsaaklik vanoggend gaan kyk, want die verhaal van Noag is eenvoudig. Ons ken dit van sonnaskool daar af. Maar ek gaan vanoggend met die laaste gedeelte van hoofstuk 6, wil ek saam met u kyk na die geloof van Noag. Noag se geloof. Dis wat ons moet raak sien. Hebreërs 11 vers 7 begin so. Nou dit is die hele hoofstuk 11 gaan oor die geloofshelde. Maar vers 7 begin so: deur die geloof het Noag. Dit was die saak. Dit is waarvoor Noag bekend is, vir sy absolute vertroue in die Here. In vers 13 tot 15 het ons verlede week al reeds begin met die roeping wat God vir hom gegee het. God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. Ons het gepraat oor die toestand van die wêreld op daardie stadium. En kyk, sê God, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goeie verhoud. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. So moet jy dit dan maak. 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte en 30 L sy hoogte. Ek gaan ietsie sê oor die detail, baie kortliks, maar ons gaan hoofsaaklik vanoggend fokus op die geloof van Noag, onder 3 hoofpunte. Eerstens die wese van sy geloof, tweedens die egtheid van sy geloof, en derdens die effek van Noag se geloof. So kom ons kyk eerstens na die wese van die geloof wat Noag gehad het. Hebreërs 11 sê vir ons, Noag se geloof was die tipe geloof wat geglo het in goed wat hy nog nie gesien het nie. Hebreërs 11 vers 7, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie. Daar's die woorde. Het hy met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Nou as jy dit lees, dan besef jy, dis heel moontlik, soos wat sommige dit vertel, dat daar op hierdie stadium nog nie reën geval het op aarde nie. Daar's nie bewys daarvoor nie, maar dis heel moontlik as gevolg van die toenmalige wêreld wat 'n bietjie anders was, die wêreld voor die vloed wat 'n bietjie anders was as die wêreld wat ons vandag beleef, dat daar nog nie so iets was soos reën nie. Heel moontlik was daar al bote, vaartuie, maar reën was daar nog nie. Vloede was heel moontlik iets wat hulle nie geken het nie. Maar sonder dat hy dit gesien het, het hy tog in geloof gereed gemaak. Aan die begin van hoofstuk 11 van Hebreërs is die baie bekende woorde, ons gebruik dit dikwels, dan sê mense, dis die definisie van geloof. Ek dink nie dis die regte definisie van geloof nie, maar dit sê belangrike goed oor geloof. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie, maar ons weet dit is. Hoekom? Want ons glo die Bybel is waar. Geloof kom deur die gehoor van die woord. Nou ons kan met hierdie situasie waarin Noag homself bevind assosieer. Hoekom? Want ons word geroep om God te volg en ons word geroep om 'n lewe te leef wat in baie opsigte. Nou dink saam met my. Probeer objektief wees as jy dink aan die lewe van 'n kind van God. Jy word geroep om 'n lewe te leef waar jy dinge moet doen en 'n leefstyl kweek wat eintlik vreemd is vir die mensdom. Aangaande dinge wat nog nie gesien word nie. Baie jare terug was daar 'n liedjie van Michael Card en toe ek voorberei toe die liedjie in my kop begin het draai en die koorgedeelte klink soos volg. Hy sê die liedjie se naam is That's What Faith Must Be, maar die koortjie gedeelte sê to hear with my heart, to see with my soul, to be guided by a hand I cannot hold, to trust in a way that I cannot see. That's what faith must be, die titel van die liedjie. Nou dink saam met my vriende, dis ons lewe. Ons word geroep om te luister na 'n stem wat jy nie met jou oor kan hoor nie. Ons word geroep om dinge te sien wat jy nie met jou oë kan sien nie. Om 'n leefstyl te kweek wat vreemd is, wat eintlik in 'n sekere opsig uniek is in hierdie wêreld, want dit gaan nie oor die dinge wat die wêreld najag nie. Die kind van God sien ander dinge,
in die vooruitsig. Ons het 'n geloofsperspektief. Ons kyk uit na die wederkoms van die Here. En dit was die wese van Noag se geloof. Hy het geglo terwyl hy nie gesien het nie. Maar dit bring ons by die tweede hoofgedagte en dis wat Noag se geloof eg gemaak het. Kom ons kyk na die egtheid van sy geloof. Hoe weet 'n mens geloof is eg? Nou die rede waarom ek met u praat oor hierdie dinge en waarom geloof so 'n belangrike saak is omdat dit so 'n algemene saak is. As jy met mense praat, dan sê hulle nee, maar ek glo. Wat behels hierdie geloof? Hoe lyk hierdie geloof? Kom ons kyk na Noag, want dis hoekom die Bybel dit vir ons opskryf. Een van die redes waarom dit opgeskryf is dat ons onsself daaraan kan meet. Ons geloof moet daaraan gemeet word. Noag se geloof het werke geproduseer. Dis wat die egtheid daarvan bewys het. Dis wat die egtheid daarvan geverifieer. Kyk vir my na vers 7 van Hebreërs 11. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Dit was Noag se geloof wat gemaak het dat hy opgetree het. En die Bybel sê hy het 'n ark gereed gemaak. Iets wat nog nie gesien was nie, iets wat hy nog nooit aangepak het, wat hy nie sou aanpak as dit nie was op die opdrag van die Here nie. Maar dit was die bewys van sy geloof. Deur sy geloof is Noag toe gered van God se oordeel, wat vir ons 'n baie goeie praktiese toepassing kan wees. In die Bybel of in die teologiese kringe is daar altyd hierdie kwessie rondom geloof en werke. Geloof en werke. Ons word gered sonder werke. Dit doen die Bybel baie moeite om herhaaldelik op verskillende maniere aan ons te verduidelik. Ek dink aan Romeine 3, ek dink aan Romeine 5. Eintlik die hele Romeine, die eerste gedeelte van Romeine is propvol daarvan. Ek dink aan spesifiek Galasiërs 2 vers 16 wat uitdruklik stel: jy word nie gered, jy word nie geregverdig deur jou werke nie, maar deur die geloof. Maar in regverdigmaking sien ons dus jy word regverdig verklaar, jy word gered sonder werke. Niks wat jy doen kan jou red nie. Niks wat jy doen maak dat jy geregverdig verklaar word nie. Anders sou daar roem gewees het, nê? Ek bedoel, as daar iemand is wat kan roem, dan is dit sekerlik 'n dominee, want hy sê ek is elke dag besig met die Bybel. Ek lees baie my Bybel, ek bestudeer my Bybel, ek praat met mense oor die Bybel. Ek doen alles wat ek doen vir die Here. Dis my hele roeping. Dan het ons rede om te roem, maar tog sê Paulus, ek is die ellendigste van al die sondaars. Ek is die kleinste, die geringste onder die heiliges. Hy sien homself as 'n uitvaagsel. Hoekom? Want jy word nie gered deur jou werke nie. Jy kan nie regverdigmaking verkry deur iets wat jy doen nie. En dan kom jy in Jakobus. En dis wat die kwessie so moeilik maak. En jy lees in Jakobus 2 vers 17 en 18 waar Jakobus sê: net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. En dan lyk dit na teenstrydigheid. Want hy sê, hier's nou werke ter sprake, nou wat moet ek dan doen om gered te word? Nee, jy kan niks doen om gered te word nie, maar hy sê dan as jy nie werke het nie, kan jy nie geloof hê nie. Hoe kan die twee dan nou saamwerk? Dit het gemaak, die verse wat ek nou vir u lees en ook die konteks van Jakobus, het gemaak dat Martin Luther, die kerkhervormer Martin Luther, Jakobus as ware aangevat het en gesê het, hierdie brief is 'n sendbrief van strooi, dit was sy woorde. Hoort nie in die Bybel nie. Hy het Jakobus aangeval. Dit was nie sy beste plek gewees, dit was nie sy beste tyd, Martin Luther se. Want hy het nie die konteks daarvan verstaan nie. Johannes Calvin het gesê, hierdie geloof waarvan Jakobus praat, en luister nou na sy woorde, Calvin se woorde was, it is faith alone that justifies. Dis geloof alleen wat jou regverdig. En tog, and yet, the faith that justifies never is alone. Tog is die geloof wat jou red nooit alleen nie. Daar sal die bewys van werke wees. Dis die punt wat ek maak. Die geloof wat ons red sal altyd gevolg word deur werke.
Saligmakende geloof sal altyd gevolg word deur werke. Daarom sê Jakobus, jy sê jy die geloof, wys my jou werke. En as jy die werke het, dan kan ek vir jou sê, maar jy het die geloof, want hierso is die werke, so dit moet saamgaan. Hierdie twee loop saam, as 'n baie groot en 'n diep studie wat ou daaroor kan doen. Maar dit is wat Hebreërs 11 vers 7 van Noag sê. Hy het met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak. Dit beteken dat Noag as gevolg van sy geloof baie versigtig, baie moeite gedoen het om noukeurig, is 'n mooier woord, die opdrag van God uit te voer. Hoekom het hy dit gedoen? Dit was 'n bewys van sy geloof. Nou vers 14, wat ons gelees het in Genesis 6, bykans tot by vers 21 gee die instruksies wat God vir hom gegee het. Hy begin so, vers 14a, maak vir jou 'n ark van goferhout. Kom ons praat gou-gou oor die instruksies. Goferhout, daar word baie gepraat en party ons sê niks daarvan nie. Niemand weet eintlik presies wat se soort hout dit was nie. Dit was hout. Moontlik lig, maklik om te bewerk. Ek weet nie, dit hoef nie lank te gehou het nie. Dit moes net 'n vaartuig kon maak. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Die woord ark, daar's net 'n ander plek in die Bybel waar dit voorkom en dit is in Exodus, die verhaal van Moses. Toe sy ma 'n mandjie gemaak het en daar word hy vertaal met die woord mandjie. Die Hebreëse term word vertaal met mandjie. Sy het 'n mandjie gemaak en hom daar ingesit. Dis letterlik 'n boks. Dis 'n houer. Maak vir jou 'n houer, maak vir jou 'n ark van goferhout. Nou ons het al reeds gesê die ark was groot. Volgens die standaard grootte van 'n L kom jy min of meer uit op 120 meter lank, 25 meter breed en 15 meter hoog. Vir die manne wat nou 'n bietjie met mates werk, dis 'n groot boksvormige tuig. Ek wil dit nie 'n vaartuig noem nie, want hy was nooit bedoel om te vaar nie, hy moes net dryf. Hy moes nêrens heen gegaan het nie, hy moes net dryf. Hy moes net, soos wat die vloed gekom het, opgaan, dryf, ten behoud van die ouens wat binne is, die diere en die mense, en toe het hy weer gesak en op die berg. So God het hom gestuur. Dit was nie nodig vir 'n vaartuig nie, dit was letterlik net 'n boks. Interessant dat dit die grootste opgetekende, as jy dit 'n vaartuig wil noem, as jy dit 'n skip wil noem, wat nog ooit gemaak is van hout. Dis interessant, né? Die grootste ene naas die ark is die USS Wyoming wat in 1909 'n skip wat gemaak is. Ek dink hulle het kool met hom vervoer langs die kus van Amerika. In 1909 is hy voltooi en hy was 140 meter lank, van hout gemaak. Maar vir die res is daar nog nooit 'n skip. Vandag se skepe is nou metaal, so dit is bietjie 'n ander klas en hulle is baie groter, baie groter. Die Titanic was groter, langer althans, as die ark. Volgens nou hierso 'n interessante stukkie geskiedenis, want ek het al reeds met u gepraat oor die verskillende vloedmites. Daar's verskillende vertellinge van 'n vloed. Nou die Sumeriese vloedmite wat die oudste is in die tyd van Gilgamesh, hulle praat van 'n vaartuig in hierdie vloedmite, hoors nou mooi, wat 55 meter lank was, 55 meter breed en 55 meter hoog. So dis 'n kubus, 55 by 55 by 55. En enige ou wat iets weet van hierdie goed sal sê, maar dit gaan nie werk nie. Dit kan mos nou nie werk nie. Net nog 'n bewys. Dis bloot maar net 'n mite, die mite van die Sumeriese volk. Maar wanneer ons kyk na die Bybel, wil ek vir die weer sê, en ek is nie vanoggend uit om te probeer bewys die ark is waar nie. Daaroor kan ons baie lank en aanhoudend praat. Maar die Bybel maak nie staat op mites en volksverhale nie. Die Bybel gebruik mense, geskiedkundige, historiese karakters. Die Bybel gebruik plekke en gebeurtenisse uit die geskiedenis en daardeur word teologiese waarhede vir ons oorgedra. Nou gebruik hy die vloed met die ark, Noag as die hoofkarakter hier, om vir ons 'n baie belangrike waarheid oor te dra. Ander detail wat vir ons in die gedeelte gegee word is, pik is gebruik om die hout te seël. Dit maak sin. Daar was 'n dak met 'n opening en ek het net nou gepraat van lig en suurstof wat daardeur moes kom, manlik en vroulik van elke soort om die
diere en dan Noag, sy vrou, 3 seuns en hulle 3 vroue wat beskerm moes bly in die ark. Dis waarmee die wêreld weer bevolk sou word. Van elke soort was daar. Ons gaan meer daarna kyk in hoofstuk 7. En dan het God ook vir Noag gesê, maak vir jou 'n kos bymekaar. Genoeg kos vir die tyd in die ark. Dit was Noag se opdrag. En dit sou vir Noag en sy 3 seuns heel moontlik met ander hulp wat hulle gekry het vir 120 jaar besig hou. Dis 'n lang tyd. Dis 'n lang tyd om te werk aan so 'n vaartuig. Dit sou hulle besig hou vir bykans 'n uur. Nou moet ons net mooi dink. Wat sê die Bybel? Wat was Noag se reaksie op hierdie instruksies? Vers 15 het ons gelees waar die Here vir hom sê: "So moet jy dit maak. 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte en 30 L sy hoogte." Dink jy Noag het die mates bevraagteken? Hoekom so hoog? Genade, hoekom so lank? Hoekom die presiese mates? Jy kry glad nie die idee dat daar 'n vraagteken was by die opdrag wat God gegee het. God sê, so moet jy dit maak. Inteendeel, ons lees later, dit het hy gedoen. Weet jy hoekom? Want God weet wat hy doen. God weet presies wat hy doen. Dis God se vloed wat aankom is. Dis hy wat weet wat hy daardeur wil bereik. En daarom, as ons dit in alle omstandighede van die lewe wil toepas, wil ek vir u sê, u en ek kan hierby leer om God se instruksies baie noukeurig te volg. Selfs die fynste detail daarvan behoort gevolg te word. As daar vaartuie was in daardie tyd, wat heel moontlik was by die see, dan sou Noag dalk kon sê, maar wat van 'n roer? Daar word niks gesê van 'n roer nie. Hoe gaan ons hierdie ding bestuur? God sou die ark stuur. Dit was nie nodig nie. Hoe gaan ons hom in die water kry? Jy weet, hy's dan baie ver van die water af. Hoe gaan ons hierdie ding in die water kry? Ek sal daarvoor sorg, Noag. God weet presies waarmee hy besig is. Wat hy van ons verwag is gehoorsaamheid. Vers 17 sê, want kyk ek, en die klem is daar in die Afrikaans ook nogal mooi geplaas. Dit word baie duidelik in die Hebreëse grammatika na vore gebring. Ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. God gee gedetailleerde, duidelike, noukeurige instruksies oor al die belangrike sake waarvan u en ek behoort te weet. Dis hoekom ons 'n Bybel het. Ek wil hê jy moet saam met my dink. As ons dan praat van geloof en ons praat van ons geloofslewe, wat is een van die belangrikste goed waarvan ons kan praat? Hoe kan ek vergifnis kry van my sonde? Want dis waarvan jy bewus word, as die Here se woord reg gebruik word, dan word ons bewus van ons sonde, van my feilbaarheid, my sondigheid, my verdorwenheid. Hoe kan ek vergifnis kry? Dink jy dat die Here vir ons gedetailleerde inligting gee oor hoe ek vergifnis kan kry? Gewis. Vir baie mense in ons dag is dit vir my eintlik skrikwekkend hoe hulle maar net uitlatings sal maak soos, wel, dit klink vir my so, of dit voel vir my reg of so, en dan praat ons van die vergifnis van my sonde, wat 'n ontsettende belangrike saak is. Weet jy, dis die rede waarom daar 'n vakgebied in die teologie is oor die saligheidsleer. Die mooi woord, die groot woord is soteriologie. Dit gaan oor hoe om gered te word. Daar is een saligmaker, daar is net een weg, daar is net een manier waarop jy van jou sonde vry kan raak, en dis Jesus. So hierdie soteriologie beskryf vir ons Jesus se werk, sy persoon, hoekom hy was wat hy was, hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het, wat hy gesê het. En die apostel Johannes, Jesus se aardse grootste vriend, hy sê in Johannes 20 vers 31, van al die dinge wat beskrywe kon word, sê hy, maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Dis hoe jy vergifnis kry. Hy beskryf vir ons duidelik, gedetailleerd,
Ons moet vertroue hê in die dood van die Here Jesus, sy bloed. Ons moet vertroue hê in hom as die enigste saligmaker. My heelhartige, volkome vertroue moet in hom wees, nie op wat ek gedoen het, kan doen, behoort te doen nie. Romeine 3 vers 23, 3 vers 25 sê dit baie mooi, dat daar deur sy bloed vir ons vergifnis is. Ons moet die Bybel glo, as die Bybel vir ons vertel oor belangrike dinge, want God weet wat hy doen. Dink byvoorbeeld aan die goddelike drie-eenheid. Daar's verskriklike aanvalle, ek kan dit nie glo nie, maar vandag nog steeds, teen die leer van die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Terwyl Matteus 28 vers 19 sê, die groot opdrag wat ons ken, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Ons moet die geregtigheid in geloof aanneem. Ons moet hom vertrou, spesifiek volgens die voorskrifte wat hy vir ons gee. Mense vra baie keer, maar hoekom is daar so baie, jy weet, inligting, hoekom is daar so baie teologie, en hoekom preek die dominee so lank, en hoekom het daar so baie gepraat word oor die Bybel? Noag leer vir ons, God gee detail. Hy wil vir ons presies sê hoe ons gered moet word. Hy wil presies vir ons sê hoe ons moet lewe. Dink aan ons aanbidding. Jy kan nie God aanbid soos wat jy dink is reg nie, gaan vra maar vir Kain. Hy het gedink soos wat hy doen is maar die regte manier. Dit was nie volgens God se voorskrifte nie. Dink maar aan ons kerklike lewe. Ons doen nie sommer maar net kerk soos wat ons voel is reg of soos wat ons dink dit sal God behaag nie. Ons het voorskrifte, ons volg die skrif. Dink aan die huwelik, baie belangrike deel van ons lewe. Hoe kan jy 'n huwelik hê wat God vererend en wat 'n vreugde en 'n blydskap is, waar jy vervulling vind in alles wat die Here vir ons bepaal het? Hoe kan jy dit doen? Kyk wat sê die Bybel daaroor. Lewe daarvolgens. Dink aan kinderopvoeding. Dink aan iets waaroor daar baie verwarring is in ons dag. Ek het al baie daarna verwys. Die seksualiteit van ons dag. Nou, is interessant, nou, dat hy gesê het, mannetjie en wyfie, en niks van ander sogenaamde dinge wat in ons dag bekend is. Die Bybel leer ons oor al hierdie goed. Die Here gee vir ons duidelike instruksies oor al die belangrike goed in ons lewe. En ons moet dit volg. Noag het dit stiptelik gehoorsaam. Hy was gehoorsaam. Vers 22. En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Daar's 'n paar keer wat hierdie woorde voorkom in die gedeelte, in die paar hoofstukke wat handel oor hierdie verhaal. 'n Paar keer. Want dit word benadruk. Noag het gehoorsaam gewees. Hy was gehoorsaam aan God. Hy het gedoen wat God sê. Die Engelse vertaling sê, Noah did this. He did all that God commanded him. Noag was gehoorsaam. Vriende, ons moet onsself vra, hoe gedetailleerd gehoorsaam ons die Here? Hoe is ons ingestel om te wil ondersoek doen oor kwessies in ons lewe? Kom ons vind uit wat die Bybel daaroor sê. Kom ons vind uit, hoe moet ek lewe? Hoe moet ek maak? Dis belangrik. In 17de eeuse Engeland was daar 'n groep manne en vroue wat besluit het, dit was na die hervorming, hele klompe jare na die hervorming, en hulle het gesê, die Bybel is vir ons belangrik, daar's niks belangriker nie, en ons gaan dit ons lewenstaak maak om die Bybel te leer ken, om dit vir ander te leer en om dit te gehoorsaam. Om dit te weet is nie net goed genoeg nie. Jy moet dit doen ook. En toe word hulle op 'n baie minagtende manier word hulle genoem in die Engels Puritans. Puritans. Those Puritans. Hulle was suiwer in leer en hulle was suiwer in hulle wandel. Wat beteken? Hulle het die Bybel geken, en hulle het geweet hoe om te lewe, en hulle het so gelewe. As gevolg van hulle ywer om die Bybel te bestudeer en te gehoorsaam, was hulle bespotting in hulle dag. Maar ek wil vir u sê, die Here het die kerk geseën met die nalatenskap van die Puriteine, waarvan ons die beste leesstof het. Ek weet, dis nie maklike leesstof nie, dit is die tipe goed wat jou laat dink, maar dis goeie leesstof, want hulle het die geheim geken van ken die Bybel, doen die Bybel. Maar dit bring vir ons by ons derde en laaste hoofgedagte. En dit is die effek van Noag se geloof. Die effek wat Noag se geloof gehad het. Daar's twee dinge wat ek hier vir u wil wys in Hebreërs 11 vers 7. Die versie sê, deur die geloof het Noag toe hy goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie,
met eerbiedige vrees verskondig die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. En dan hierdie woorde, waardeur hy die wêreld veroordeel het. 'n Effek van die manier waarop Noag geleef het, sy geloof uitgeleef het. Sê Hebreërs 11, hy het die wêreld gewaarsku. Hy het die wêreld veroordeel, is die woord wat Hebreërs 11 gebruik. Hoe het hy die wêreld veroordeel? Want ons hou mos nie van oordeel nie, ons wil nie mense veroordeel nie, maar daar's twee maniere en ek wil dit vir u noem. Die eerste een is deur sy getuienis. Noag se lewe was so duidelik in skrille kontras met sy dag, dat mense gesê het, Noag, die jong mense sou sê, Noag, jy's weird. Noag, miskien het sy kinders vir hom gesê, pa's weird. Weet, hoekom so? Hoekom lewe pa dit? Hoekom sê pa so? Deur sy getuienis het hy die wêreld veroordeel. 2 Petrus 2 vers 5 sê, God het die ou wêreld nie gespaar nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. Sy manier van lewe en dit wat hy ook gepredik het, dit wat hy ook verkondig het, was presies dieselfde boodskap. En dit het mense veroordeel. Dis een van die dinge wat jy baie vinnig agterkom, en jy sal onthou van die twee lyne waarvan ons gepraat het, die saad van die vrou en die saad van die mens, of van die slang althans, daai twee lyne, die saad van die vrou, die kinders van die Here, in hierdie wêreld, is altyd 'n irritasie vir die wêreld. Ek kon dit nog nooit, van my jong dae af, kon ek dit nog nooit regtig verklaar nie, behalwe as jy dit sien in die lig van dit wat die Bybel vir ons sê. Maar dan vra ek vir mense, hoekom pla dit jou so as ek nie drink nie? Hoekom pla dit jou so as ek nie deel dit in jou nonsens nie? Altyd op skool moes ek, jy weet, dan wil hulle nou jy moet saam deel. Sê ek doen dit nie. Ek wil dit nie doen nie. Maar hoekom nie? Sê ek, wat pla dit jou? En toe het ek later besef, dis vir hulle veroordeling. Dis 'n veroordeling. Want jou lewe en jou woorde veroordeel hulle, al sê jy niks om hulle te veroordeel nie. Al probeer jy hulle nie aanval en, jy weet, veroordeel nie. Jou lewe is vir hulle irritasie, want soos Noag se lewe, is dit vir hulle tot 'n oordeel. Deur sy getuienis, maar ook deur sy redding. Die feit dat hy gered geword het, daardeur is die wêreld verdoem. Dit kon nie anders nie, né? Dit openbaar net weer die hardnekkigheid van hierdie wêreld. Want Noag en sy gesin het behoue gebly. Terwyl die mense hom bespot het, uitgejou het, uitgedaag het, sleg gesê het, moontlik aangeval het, ons weet nie in hoe mate nie. Hoe vinnig het hierdie stemme stil geword? Toe die water hier by die knieë begine kom het. Diegene wat gesien het, hier kom moeilikheid, dalk was Noag reg, het miskien na die berge toe gevlug. Hoe vinnig het hulle stemme stil geword? Toe daar nie meer plek was om vas te trap nie. Deur sy redding het hy die wêreld veroordeel. Maar jy sien ook iets in vers 7, vir Hebreërs 11 vers 7. Hy sê deur die geloof het Noag toe hy goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedigheid vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het. En dan sê hy ook, en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid. Die effek van Noag se geloof was dat hy 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid. Wat beteken 'n erfgenaam van die geregtigheid? As jy praat van 'n erfgenaam, dan laat dit jou dink aan 'n familie. 'n Erfgenaam is iemand wat in 'n familie die volgende erfporsie sal kry. En hierdie waarheid ego eintlik die woorde wat ons gelees het in Genesis 6 vers 18, waar die Here vir Noag sê, maar met jou sal ek my verbond oprig. Daar's die familie van God. Jy's my familie, Noag. Jy gaan die erflating kry. Jy is deel van hierdie ooreenkoms wat ek met die mens gaan sluit. Jy moet die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vrou van jou seun saam met jou. Nou interessantheidshalwe, hier is die eerste gebruik van die woord verbond in die Bybel. Dit verwys na die beloftes van die Here wat hy vir Noag gegee het. Hy hoef dit nie te gegee nie, maar hy maak met hom 'n ooreenkoms. Dit is 'n wettige ooreenkoms. 'n Verbond is 'n wetlike ooreenkoms waardeur God homself aan die mens verbind. Ek maak met jou 'n ooreenkoms,
dit is die voorregte wat jy gaan geniet, maar dis die voorwaardes. Sekere gebooie het sekere verbonde het voorwaardes gehad. Dis verskillende dinge van die verbonde wat ons kan sê. Maar 'n verbond is 'n wetlike ooreenkoms waardeur God homself verbind. Hy sê, kom ons maak 'n ooreenkoms. As jy dink aan die Noag se verbond, dan herinner dit ons daaraan, as jy die verhaal reg verstaan, die mens word gered deur genade alleen. Ek hoop nie op hierdie stadium is daar nog mense wat dink Noag het behoue gebly omdat hy iets gedoen het nie. Dit wat Noag gedoen het, dit wat hy was absoluut net genade. Luister na die woorde. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Hy sê vir Noag, ek gaan die hele wêreld verdoem. Ek gaan die hele wêreld verdelg. Maar ek gaan 'n verbond met jou oprig. So sommige mense meen, dis hoe jy gered word. Op 'n dag, dan besluit jy, ek sal die Here dien. Ek gaan my lewe vir die Here gee. Ek gaan dit... Nee, die Bybel sê, redding, regverdigmaking, is 'n geskenk. Jy sien dit in die verhaal van Noag. Noag, ek sal met jou 'n verbond, 'n genadeverbond oprig. Dis nie omdat ek geglo dat ek gered geword het. Dis nie omdat ek my hart vir die Here gegee het, wat so tussen hakies 'n onbybelse term is, wat ek gered geword het nie. Dis nie omdat ek besluit het om die Here te volg, dat ek 'n kind van God geword het nie. Nee, want selfs die deel wat jy gedoen het, selfs daai geloof wat jy in God geplaas het, selfs dit word beskryf in die Bybel as 'n geskenk van God. Weet jy, jy kan nie eers glo as God jou nie die geskenk gee van geloof nie. Jy kan dit net nie doen nie. Daarom sê Hebreërs 2 vers 8 en 9, en luister baie mooi. Uit genade is julle gered deur die geloof. En dit, daai geloof, is nie uit jouself nie. Dit is die gawe. Dis die geskenk van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Die feit dat u en ek kan sê ek is 'n kind van God, is nie omdat ek iets gedoen het nie. Dit is omdat God iets gedoen het. Hy het genade gegee. Hy was my genadig. Hy het my raak gesien. Hy het uitgereik na my. Dit wat ek gedoen het was net 'n reaksie op sy genadige roepstem. Dit veroorsaak natuurlik. Die gevolg daarvan is dat ek op 'n sekere manier leef, dat ek sekere goed nie doen nie, dat ek sekere goed wel doen en navors of najaag in my lewe, want ek is deel van God se mense. Ek is deel van God se volk, as jy wil. Ek is deel van sy erfgename. Die Bybel sê so. Ons word deel van hierdie genadeverbond uit genade deur die geloof. En dan word ons erfgename van die geloof. Sien nie die familie ding nou hier. Dis belangrik. Hoekom? Want dit is hoekom ons kinders grootmaak volgens die voorskrifte van dit wat ons sien as die verbondslewe. Maak hulle nie groot as jy's 'n kindjie van liewe Jesus en daarom lieg ons nie. Jy maak hom groot as ons is God se mense, daarom lieg ons nie. As hy sy hart vir die Here gee, dan verstaan hy, maar nou wil hy nie meer lieg nie. Maar hoekom doen ons nie sekere goed nie? Want ons behoort aan die Here. Hoekom doen ons nie soos die ander mense nie? Want ons is God se mense. Ons erflating is iets anders. Jakobus 2 vers 5 het dit eintlik die mooiste. Ek van al die verse wat ek kon kies, het ek Jakobus 2 vers 5 gekies en ek hoop dit beteken vir u so baie soos wat dit vir my beteken het. Jakobus sê, luister my geliefde broeders. Het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Sien nie die erfgename gedagte? As jy 'n kind van God is, dan is jy 'n erfgenaam. Jy ontvang dit uit genade. Jy kry dit deur die geloof, maar jy's 'n erfgenaam saam met die Here Jesus, 'n erfgenaam van God. Hy gee ons genadiglik so baie. Hy gee ons genadiglik soveel voorregte, soveel dinge. En die vraag is dan, as jy ooit gaan stil staan en dink daaraan, dan moet jy sê, maar wat doen ek vir die Here? Hy doen so baie vir my. Wat doen ek vir hom? En die antwoord? Dit is waarom ons heilig moet leef.
As jy hierdie ding snap, gaan jy agterkom hoekom baie mense se heiligmakingsboodskappe eintlik net 'n wettisisme is. Mag nie dit nie, moenie dit nie, wil nie, jy weet. Maar as jy verstaan, uit dankbaarheid, omdat ek 'n erfgenaam saam met die Here is, uit dankbaarheid gee ek myself vir hom. Ek gee my liefde vir hom. Ek gee my toewyding aan hom. Ek wy myself in my hele lewe en alles wat ek is aan hom. Dan doen ek alles wat ek doen uit dankbaarheid. Nie plig nie, dankbaarheid. Dit is 'n baie groot verskil. Baie groot verskil. Dan is dit heerlik om hom te dien. Dan is dit 'n vreugde om hom te verheerlik. Nou ons leef nie in Noag se wêreld met 'n naderende vloed nie. En ons word nie geroep om bome te kap en skepe te maak nie. Ons leef in 'n tyd waar daar 'n ander oordeel op pad is. 'n Oordeel waarvan die Bybel sê, dit sal wees soos in die dae van Noag, en God het beloof, hy gaan nooit weer die hele wêreld deur 'n vloed laat vergaan nie, maar die volgende oordeel is deur vuur, want God se oordeel is op pad. Die ooreenkoms is duidelik, né? Net soos Noag is daar ook in ons tyd die klein minderheidsgroep wat waarsku en wat vir mense sê, God se oordeel is op pad, is jy gereed? En dan sê hulle, ag, is jy een van daai? En hulle wil nie hoor nie. En hulle trou, en hulle lewe, en hulle gaan werk toe, en hulle kyk al die dinge wat ons sien op die TV, en hulle gaan aan hulle lewe soos wat die mense lewe, en hulle besef nie die oordeel wat nader kom nie. Noag wys vir ons die verwagting van God se woord wat waar is, die verwagting van die komende oordeel behoort ons anders te laat leef. En hier is weer eens ons motivering om te evangeliseer. Moenie wees, dis omdat die dominee aan mekaar op my keus is en hy wil my nie uitlos nie en ek moet nou maar ook, jy weet, iewers 'n traktaatjie neersit. Nee, ons motivering vir evangelisasie is, as God se woord waar is en ons glo dit is waar, want dit was waar in Noag se tyd, dan beteken dit hier is 'n oordeel op pad en ek moet soveel as moontlik mense waarsku. Hier's van u wat vandag hier sit, wat al baie van u so tussen hakies, wat al met my kom praat het en gesê het, ek is bekommerd oor my familie. Daar's in my familie mense wat die Here nie ken nie. Daar's mense wat ek liefhet en ek is baie lief, maar hulle ken nie die Here nie. Hoe kan ek maak? En die Bybelse antwoord is: lewe uit dankbaarheid vir wat die Here vir jou gedoen het, reg? En leer soveel as moontlik van die Bybel ken, sodat jy die regte antwoorde kan gee as hulle vra. Maar ons doen dit alles om ons eintlik te skaar saam met die minderheid. Mense soos Noag, wat gered is uit genade deur die geloof en wat uit dankbaarheid jou lewe aan die Here wy. Hoor wat sê 'n teoloog met die naam van Matthew Poole skryf oor Noag. Hoor wat sê hy? The work of building the ark was laborious. Dit was harde werk. Costly. Dit was duur. Tedious. Dit het hom moeg gemaak. Ek dink Noag het nie 'n probleem gehad om lekker te slaap nie, né? Alhoewel hy 500 jaar oud was. Want ek verstaan as jy ouer word dan slaap jy moeiliker. Noag het nie moeilik geslaap nie want hy het hard gewerk, maar hy sê it was tedious, dangerous, and seemingly foolish and ridiculous. Mense het hom gespot. Especially when all things continued in the same posture and safety for so many scores of years together. Noag, jy bou nou al 80 jaar aan die ding. Regtig waar, jy mors jou lewe. Die beste jare is hierdie rondom 500 jaar, Noag, en jy mors dit. Jy het beter dinge om te doen, Noag. Hoekom mors jou tyd so? Terwyl alles maar net voortgaan. Maar dan sê hy, whereby Noah, without doubt, was all that while the song of the drunkards and the sport of the wits of that age. Ja, jy ons het die baarheid gesê, sing hulle van Noag se malligheid. Noag met sy skip, kan nie dink, hy was die spot van sy dag. So it is not strange that this is mentioned as an heroic act of faith. As gevolg van sy geloof het hy anders geleef en dit is hierdie helddadige geloof.
Ons leef in die tyd wat ons noem die nuwe verbond. Ons lewe in die genade dispensasie, die kerk dispensasie, noem dit wat jy wil. Ek wil weer sê, ons moet nie bome kap en bome afkap en bote bou nie, ek het geen probleem. Daar is blykbaar 'n baie mooi ark in Amerika iewers wat iemand gebou het met die regte mate, net om te bewys dit is hoe dit kan wees. Ek sê nie dis verkeerd nie, maar ons word nie geroep om dit te doen nie, né? Maar ons lewe word oorheers met een taak, met een hoofsaaklike kwessie, en dit is, ons moet God se koninkryk uitbrei. Ons moet die evangelie verkondig. Dis die opdrag wat hy gegee het. Ons moet disippels maak. Deur Noag se gehoorsaamheid wys hy eintlik vir ons vorentoe na Jesus, en ons word opgeroep. Deur Jesus se volmaakte gehoorsaamheid, Noag het deur sy gehoorsaamheid hom en sy huisgesin behoue laat bly. Ons word deur Jesus, wat eintlik die ware Noag is, word ons deur die wat in hom gehoorsaamheid en liefde en al die goed leer, word ons in hom behoue gehou, en ons word verlos van die komende oordeel. So die kruis van Jesus is vir ons in die nuwe verbond die ark van Noag in daai tyd. Dis net deur geloof in hom wat ons die oordeel van God vryspring. Wat ons deur die oordeel van God gaan, jy gaan eintlik vryspring, jy gaan deur die oordeel van God behoue bly, want Jesus is ons ark. Nou sluit ek af. Ek het vir u gesê, Noag, hy het hard gewerk. Baie moeite, baie geld, baie tyd, en hy was die bespotting van sy dag. Want sy lewe was met 'n ander perspektief besig. Hy het iets gesien wat nog nie daar was. As u en ek dieselfde getuienis het in ons hart, dat ons lewe met 'n geloofsoog op die wederkoms. Hoor wat ek sê? As ons dit werklik waar glo, lyk ons lewe dan anders? Is ons werklik waar besig met alles in ons om God se agenda na te jaag? Om God se agenda te dryf in my lewe, in my gesin, waar ek ook al gaan. Ons word nie almal geroep om predikante of sendlinge te word nie. Miskien die individu, maar my lewe moet iewers bydra tot, iewers saamwerk met, iewers bydra vir die koninkryk van God, om sy evangelie uit te dra. Hy is waaroor dit gaan. En verstaan nie dat geloof gewaarmerk moet word, geverifieer moet word deur optrede. As ek vir u moet sê, daar is 'n bom in hierdie gebou, en die bom gaan oor 2 minute afgaan. Ek sal baie vinnig kan sien wie glo my en wie glo my nie. Nie waar nie. Hoekom? Want jou geloof gaan bevestig word deur jou optrede. Wees versigtig om te gou te sê, ek glo in die Here Jesus. Ek glo in die Bybel. Ek glo. Maar daar's geen bewys daarvan nie. En die oplossing is, vlug na die Here Jesus toe. Hy is ons ark. Hy is ons redding. In hom word hierdie dinge 'n realiteit. En die effek daarvan sal wees, jy sal hom lief hê. Hoe meer jy dit verstaan, hoe meer gaan jy hom lief hê en hom dien en hom volg. Want hy is ons behoud. Verkondig dit, lewe dit. Uit genade, deur die geloof. Amen. Kom ons bid saam. Here, u leer ons deur 'n baie eenvoudige verhaal om te let, om eintlik maar te kyk na ons eie hart, na ons geloof. En u wil ons daardeur toerus. U wil ons dalk in die eerste plek waarsku vir die wat nog nie waarlik gered is nie, dat ons 'n baie duidelike en 'n belangrike besluit moet neem om ag te slaan op hierdie waarskuwings wat na ons kant toe kom. En dan sê u vir ons dat ons hele lewe eintlik maar geleef moet word in die lig van die waarhede wat ons so liefhet en wat ons lees in die Bybel. Daarom bid ek dat u ons sal aanspoor om veral in hierdie laaste tyd onsself totaal en al oor te gee aan u, om u agenda ons agenda te maak, om u koninkryk ons eerste prioriteit te maak, om u woord
die stuur van ons lewe te maak. Help ons, Here, kom ons ongeloof te hulp, kom ons swakheid te hulp, gee U vir ons genade, sodat ons werklik vir U kan leef, dat ons in leer en in wandel getrou sal wees, totdat U ons kom haal. Amen.